Is Jesus vir jou alles? Is hy absoluut alles in jou lewe? Maak dit nie eintlik saak wat ook al nog gebeur nie, maak saak wie wat sê nie, maak nie saak wat mense rondom jou doen nie. Jesus is vir jou alles. Hy is die belangrikste ding in jou lewe, want hy is al wat saak maak. Vandag gaan ons aan met ons Bybelstudie in Filippense en ek het my Bybel hier oop by Filippense hoofstuk 1 vers 19 tot 21 wat ons vandag gaan doen. En ons gaan deur ons gewone 9-punt vraag gaan. En ons gaan kyk wat staan in hierdie gedeelte. En ons eerste vraag weer is waar. Ons kyk na enige plek in hierdie gedeelte. So kom ons lees die gedeelte en ons begin kyk waar. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe of deur die dood is. So hier waar Paulus sê in my liggaam is die enigste plek waar ons nou al 'n waar kry. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. So die enigste plek wat Paulus van praat is in sy eie liggaam. Nou kyk ons na wanneer. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Heilige Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. So mens kan sê dat dit deur julle gebed is, hulle is besig om vir hom te bid, of hulle het hom vir hom in die verlede gebid, en daarom sal Christus in hom werk. So mens kan daar 'n tyd insit, maar dit trek die teks 'n bietjie dun, so ek sal versigtig wees om die teks so dun te trek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou. Daar is 'n wanneer, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit is deur die lewe of deur die dood. So Paulus hoop dat net soos wat hy altyd gedoen het in sy lewe, met alles, Christus groot gemaak het, so hoop hy dat hy nou, terwyl hy in die tronk is, ook Christus sal groot maak. En is nogal interessant, hy sê ook, al sou dit sy dood beteken. Om Christus groot te maak is vir hom belangriker as sy eie lewe, wat nogal, dit is 'n groot stelling om te maak. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Nou vra ons wie is hier betrokke? En ons weet al klaar dat dit is die julle wat hier binne is. Dit is die gemeente wat besig is om vir hom te bid. Maar dan is daar ook die Gees van Jesus Christus wat besig is om in die gemeente te werk, wat na die gebed luister en wat vir Paulus bystaan, sodat hierdie omstandighede waarin Paulus is, tot sy heil sal strek. En sy heil beteken nie sy bekering of sy redding of iets nie. Sy heil hier is volgens sy reikhalsende verwagting dat Christus se naam in hom groots gemaak sal word. So mens kan, as mens aan die drie eenheid dink, kan mens sê dat Christus self en die Gees van Christus is dan twee verskillende persone, want dit is Jesus en die Heilige Gees, maar dit is al twee God, soos tegnies nog steeds dieselfde persoon. En dan natuurlik wat ek vergeet het om te merk, die ek is Paulus self. Nou vra ons, wat se stellings is daar? En nou gaan ek regtig probeer om nie te interpreteer en te verduidelik nie, want dit is altyd vir my die moeilike ding met hierdie, en jy moet vir jouself kyk daarna as jy die Bybel lees. As 'n mens kyk na feite wat die Bybel stel, moet ons nie ons eie verstaan daarin lees nie. Ons moet dit nie interpreteer nie, want ons interpretasie en ons verstaan van die Bybel is nie die Bybel nie. So as mens vir feite kyk, soek net wat daar staan. So 'n mens kan sien dat Paulus weet dat hulle gebed en die ondersteuning van die Heilige Gees hom tot heil sal strek. So hy weet, die gebed van die gemeente en die ondersteuning van die Heilige Gees sal hom deurdra
in hierdie omstandighede, dat sy verwagting waar sal word. En wat is sy verwagting? Hy hoop dat hy in niks beskaam sal word nie. Kom ons gee daai in 'n groen onderlyn. Wat hy hoop dat hy in niks beskaam sal word nie. Maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd groot gemaak sal word in sy liggaam. So hy wil niks anders sê as wat dat Christus groot gemaak sal word in sy liggaam nie. Of dit nou is deur die lewe of deur die dood. Dit maak nie vir hom saak nie. As sy dood tot eer van Christus is, dan is hy bereid om dood te gaan. As hy in tronk bly tot eer van Christus is ek seker daarvan hy sal ook in die tronk bly. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. En daar vind mens eintlik 'n baie belangrike idee wat die grondvesting van Paulus se manier van dink is. Maar nou moet ons eers weer die konteks onthou. En die konteks in hierdie gedeelte moet ons onthou, is Paulus wat 'n brief aan hierdie gemeente in Filippi skryf. Want hy is op die oomblik in die tronk, en hy is besig om swaar tye deur te gaan. En hierdie gemeente het hom bygestaan, hulle het hom gehelp. En dit is terwyl ander gemeentes, soos die gemeente in Galasië, besig is om Paulus te verwerp en besig is om teen hom te draai, en daar is mense wat die evangelie vanuit naaiwer en om Paulus te probeer seermaak en Paulus te probeer beskadig bring. En Paulus sê, man, ek gee nie om nie. Christus se naam word verkondig. En baie dankie aan julle die getroue gemeente wat nog saam met my is, wat my nog help, wat my nog versorg, wat nog vir my bid. Want julle is my medegewerkers in die evangelie. En dan kom hy by hierdie en hy sê, ek weet dat julle gebede en die Heilige Gees my sal deurdra. Dat Christus se naam groot gemaak sal word. Of ek nou doodgaan of nie, maak nie saak nie. Al wat saak maak is dat deur my lewe Christus se naam groot gemaak sal word. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. En nou vra 'n mens, wat se tipe mens daag hierdie gedeelte ons uit om te wees? En jong, hierdie is 'n moeilike een. Maar ons moet daai tipe persoon word wat ons regtig eerlikwaar kan sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ek gee nie om wat met my gebeur nie. Ek gee nie om wat se omstandighede oor my pad kom nie. Ek gee nie om wie wat sê nie. Solank Christus se naam groot gemaak word, is dit al wat saak maak. Dis al wat vir my belangrik is. En ons kan regtig eerlikwaar vir ons vra, maar hoeveel van ons is regtig hierdie tipe persoon? En dan vra ons vir ons die 7de vraag, wat kan ons doen in hierdie gedeelte? En ek dink duidelik wat hier binne is om te doen, is eerstens om te bid, want hier word gebed genoem. Alhoewel dit nou die gemeente is wat vir Paulus bid. Maar hulle is besig om te bid. En ek dink dit is wat ons ook kan doen. Ons bid vir ons medewerkers, sodat Christus se naam deur hulle arbeid groot gemaak kan word. Ons bid vir onsself, sodat Christus se naam deur ons lewens groot gemaak kan word. En dan gebruik ons lewens, net soos wat Paulus gedoen het. Ek is nou nie seker wat se woorde hier om te hê nie, maar kom ons sê met alle vrymoedigheid. Kom ons sit 'n uitroepteken daar. Met alle vrymoedigheid moet Christus in ons lewens groot gemaak word. Ons moet met alle vrymoedigheid die heeltyd van hom getuig. Ons moet met alle vrymoedigheid hom groot maak. Dit is wat saak maak. Dit is wat belangrik is. En dink daaraan as jy opgewonde is oor iets, as jy hou van iets. Hoe graag wil jy dit met ander mense deel? Hoe graag wil jy ander mense moet dit ook sien en moet ook daarin belangstel? Dit is wat Christus vir jou moet wees. Dat jy met daai vrymoedigheid, dat jy met daai opgewondenheid Christus sal deel met jou hele lewe, met jou hele liggaam, met alles wat in jou is. En dan vra ons, wat is die punt van hierdie gedeelte? En ek het dit nou al reeds hier tussen daai pyltjies gesit, maar kom ons bold hom ook. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek dink dit is die punt van hierdie gedeelte. En dit is die sin wat ons saam met ons kan vat. Want gewoonlik formuleer ons 'n wysheidfrase. Maar hier is ons wysheidfrase wat ons saam met ons in die wêreld en in die lewe in kan vat om ons gedurig te herinner aan wie ons veronderstel is om te wees. Hoe kan ons soos Paulus wees? Onthou hierdie.
vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. As ons dit gebruik vir ons maatstaf van lewe, sal ons 'n getuie vir Christus kan wees en sy naam verheerlik en sy naam groot maak deur ons liggaam, net soos wat Paulus gedoen het. Tot volgende keer.